U. Die Gees van God kom bedien ons. Bring U krag dat ons deur U gerestoreer word, vernuwe word. Come and replenish us, revitalize us, renew us. Dankie dat U vir ons lewe gee. Lewe wat niks met hierdie wêreld of mense te doen het nie. Dankie dat U ons infuse het met U Gees. Here, ek bid dat U elkeen van ons nou kom aanraak en nie net nuut maak nie, maar ook genees. Spoel deur elkeen se liggaam nou in Jesus Christus naam. Dankie dat U ons ook kom vry maak van gewoontevormende sondes, van verslawing, van gedagtes wat vasgevang is en ons weet nie hoe ons daar kan uitkom nie. Dankie Jesus vir U bonatuurlike krag. Dankie vir U verlossende bevryding. Here, ek bid waar ons nou gaan woord ontvang van U af, dat U dit permanent in ons binneste sal stoor, onuitwisselik. Come and reveal yourself with your word. Here, dat ons net U beter en beter kan leer ken. Dat U werklik vir ons soos die hemelse Vader sal voel. Dat U vir ons soos 'n broer of 'n suster kan voel. Here, dat ons so gereed is as U bruid en U die bruidegom. Ons wil U ambassadeurs hier op aarde wees. A royal chosen priesthood, afgesonder, Here, vir U en U koninkryk. En ons kom spreek dit alles in Jesus Christus naam. Amen. Liewe vriende, ek wil met julle gesels vanoggend oor lewe. En die vraag is, ken jy die bron van die ewige lewe? Ken jy die bron van lewe? Nie net ewige lewe nie. Is jy op soek na iets of iemand wat tog net vir jou kan lewe gee? Ken jy hierdie sê ding? Ek gaan nou nie name noem nie, maar sekere mense gebruik dit graag. Kry net lewe, man. Jy hoef nie terug te kyk nie. Ons weet presies wie's daai een. Kry tog net lewe, man. En wie weet die grap is, ons het dit. Ons het hierdie lewe. Ons het hierdie ander tipe lewe. Al voel jy hoe. Jy moet dit net aanvaar en sê dankie Jesus vir hierdie lewe wat U vir my gegee het. Ek wil begin by wat sê jy? Wat praat jy as jy leweloos voel of dink of jou emosies is op daai vlak? Niemand antwoord my. So kom ons gaan aan en ons kyk wat Johannes 5 sê. Johannes 5 het ons nou die dag so 'n bietjie aangeraak en ek wil ons met daar kyk vanaf vers 18. En die opskrif van my Bybel sê, die Seun maak lewend.
Hieroor het die Jode nog des te meer probeer om Jesus dood te maak. Is dit nie ironies, die een wat lewe gee, wil hulle doodmaak? Hier's 'n bron, hier's onuitputlike energie wat lewe bring, en hulle sê, kill him. Hy het nie net die Sabbatdag ontheilig nie, maar God ook sy eie Vader genoem, en hom so met God gelyk gestel, sê hulle, die kerkmense. Vers 19 sê, toe het hy hom verweer en vir hulle gesê, dit verseker ek julle. Dis soos 'n declaration. Die seun kan niks uit sy eie doen. Hy doen maar net wat die Vader vir hom wys. Wat die Vader ook al doen, doen die seun ook net so. Nie min of meer nie, dis amper dieselfde nie. Hy doen dit net so. Die Vader het die seun lief en wys hom alles wat hy doen. En hy sal hom nog groter dade as hierdie wys, sodat julle verbaas sal staan. Soos die Vader die dooies opwek en lewend maak, so maak die seun ook lewend wie hy wil. Self veroordeel die Vader niemand nie, maar die oordeel het hy geheel en al aan die seun oorgelaat. Hierdie deel is so in die begin van hierdie boek geskryf. Ek was verstom. Hy het toe al die oordeel ontvang as seun van God. Wie nie die seun eer nie, eer ook nie die Vader wat hom gestuur het nie. Hierdie vers moet jy merk. Vers 24. Hy sê, dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê? Wie praat dit? Jesus. In hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. Ek sê dit weer, hy sê, dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê, en in hom, met die hoofletter, glo wat die Here is, wat hy is, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Hy het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Ek hoop hierdie is 'n teken dat jy lewe het. Ek sal dit glad nie wil betwis nie. Ek sal glad nie daarin wil twyfel nie. Ek wil net sê, dankie Jesus. Ek glo in jou, ek volg jou, ek vertrou op jou, ek maak staat op jou, en ek weet, jy het alreeds vir my die dood eenkant toe geskuif, en ek bypass hom. Hoekom is dit so? Wat is jy net so eentjie terugblaai? Na Johannes 1 toe. Toch net nie verder terug. Dan kom ons by die kruks van die saak uit. Die woord het mens geword. Die woord wat gespreek was, het mens geword.
Alles wat gesê is, voor dit, in die koninkryk van die hemele, het mens geword. Hy sê, in die begin was die woord daar. En die woord was by God. En die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Alles het deur hom tot stand gekom. As iets moes geskep word, is dit geskep deur die Seun, die Woord, die Here. Alles wat gebreek moes word, is deur hom gebreek. Alles wat lewe gegee moes word, is deur hom lewe gegee. En Johannes besef, en hy begin hierdie skrif, wat sy hoofstuk is, om mee te begin, en dis hoofstuk 1 van Johannes, sê, dis is het was. En nou weet ons, dit sal vir altyd so bly. Dit gaan nie verander nie. Vers 4. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Pastoor, pas toch net vir die duivel en die demone. Dis hier in die dorp in Namahadi. Jy sien hulle soms so fladder. Maar ons dra die lig van God in ons. Die dag as jy dit gaan begin glo, gaan die duisternis jou nie pla nie. Die dag as jy gesag en autoriteit vat, en dit demonstreer en leef, wyk Satan en elke demoon. En jy maak hulle kragteloos. Ek wil net so na Genesis toe gaan. Help toch net vir in Israel. Help hom net terug. Luister mooi, want ons vergeet die begin. Genesis 1 vers 1 sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Hy het die uitspansel geskep, en hy het gesê, klop, hier is die aarde. Dis wat dit beteken. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters. Dit was donker op die diep waters. Maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. Ek wil hê met 'n picture. Hierdie aarde, soos om Carrie so gesê dan Henkel, was woes en leeg. En die eerste ding wat God besluit wat hy moet skep, sodat dinge kan verander is, hy sê, laat daar lig wees. Laat daar lig wees, want lig bring lewe, sê Johannes in hoofstuk 1. Big change vind plaas. 'n Groot verskil het onmiddellik gemanifesteer. Duisternis is eenkant geskuif.
Adam en Eva, die sondeval laat plaasvind het. Totdat dit gebeur het. Maar ek wil nie met daar vashou nie. Ons is nie meer daar nie. Ons is in Johannes plus. Ons is in Matteus plus. En kom ons blaai na Johannes 11 toe. Ek daag jou vandag uit om so te leef en te spreek. Johannes 11 vanaf vers 41 is eintlik wonderlik. En jy kan gelees, daar vanaf vers 33, toe Jesus die boodskap gekry het dat Lazarus sy vriend dood is. En alles was menslik soos wat hy dit beleef het. Hy was hartseer, hy was verruklik emosioneel. Maar hy kom en hy sê iets wat fantasties is. Hy sê die volgende. Hoofstuk 40, vers 40, hy sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlikste mag van God sien. Verwag jy net so effense bewegingkie, of soek jy wonderbaarlike krag? Wonderbaarlike lewe. Ons moet die keuse maak en sê, van nou af, vat ek nie meer hierdie duisternis om my nie. Ek geniet dat dit my roem nie, nog minder regulate. Daar's nie 'n beter woord vir regulate nie. Weet jy wat regulate jy gewoonlik? 'n gasbottel. Die eerste ding wat jy koop is, jy koop 'n regulator. Is ek reg? En jy sit daai knopjie in die pyp, en dit veroorsaak dat die hele bottel nie nou wegraak nie. Wil jy God se krag regulate, soos wat dit jou pas? Jou dood, is al wat ek kan sê, as jy daai keuse maak. Dis nie wat God wil hê nie. Hy wil hê, jy moet hierdie wonderbaarlike mag en krag beleef. En hier staan dit, hulle het toe dadelik die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê, hy het gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Lazarus lê nog dood, gebalsem en in doeke. En hy sê, Vader, dankie dat jy my verhoor het. Wat? Hy sê, ek weet dat U my altyd verhoor. Maar ek sê dit terwille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Glo jy dat God jou ten alle tye verhoor? Nee, pastoor, ek bid en is 'n plafon. Weet jy, dan bid ons nie vir die plafon nie, ons bid vir jou. Nadat, vers 3, nadat hy gesê het, roep hy met 'n harde stem. Wat sê jy oor? Daar is uitroepteken. Lazarus, kom uit! Hy's agter in die graf gebêre. Hy's toegedraai met lappe, sy ore is toe. Hy's vasgevang in die dood. En Jesus besluit
dit sal die dag wees. My vriend, kom uit daar. Want ek is die redder uit die dood uit. Hierdie is 'n demonstrasie wat hy moes gebruik het om te wys, hy is die redder van die mensdom wat sterf. Hulle sal, die wat in hom glo, opstaan en lewe, want hy gee lewe. Sê net bietjie tog, halleluja. Ag, dankie Here. Halleluja, Gippie. Spreuke 18:21. Jy sien, jy's bang om hierdie tong te gebruik. Nee, nou net as ek te bold. Nee. Wat staan in Spreuke? Proverbs 18:21. Tong het mag oor dood en lewe. Wie wys Jesus dit? Hy sê, Lazarus, kom uit. Die vrou sê, Lazarus, ek maak jou lewendig. Koei, kom. Kyk of jy lewendig word. Jy moet die woorde besef, hoe dit geskryf is. Hy gespreek asof hy klaar lewe. Vang jy dit? Ja. Is dit nie amazing nie? Hy sê, kom uit. Ek weet, jy's nie dood nie. What? Kom ons gaan na Jesaja 55. Jesaja 55 en ek is so. Isaia. Jy moet net asseblief gaan lees van vers 1. Ek sien net hier, vers 6. Hou dit net in jou gedagtes, want dit is soos jy moet voel en dink. Vra na die wil van die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan. Here, help my. Dis wat daar staan. Maar hy begin by vers 8. Hy sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Wie sê dit? Die profeet skryf wat die Here vir hom sê om te skryf. So die Here sê dit. Die Here sê vir hom, hy sê vir die mense, julle struggle, want julle gedagtes is nie soos myne nie. En julle optredes is ook nie soos myne nie. Ek dink die mensdom, as hulle in Jesus se skoene was, het hulle wel die klip weggerol. En dan het hulle ingegaan sê, Lazarus, hey! I'm awake! No. Okay. Rol die klip terug. Dan gaan jy sê, go away. Hy sê, my gedagtes is die hele gedagtes nie, julle optredes is soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optredes. Verhewe bo julle optredes. En my gedagtes bo julle gedagtes. Hier staan, God's thoughts. We should not try to reduce God's word to a level that makes sense to us. Moenie sy woord verklein neer, dat dit vir ons sin maak. Jy hoor wat ek sê? Moenie God se woord verkleineer in jou gedagtes,
dat dit vir jou sin maak nie. Want jou kop is nie waar syne is. Jou vetkleed lyk anderster en werk anderster as God se gedagtes. Hy sê, rather we should ask God to raise our thinking so we have His perspective on the world around us. Wow. Kan jy imagine as ons daar kom? As ons gedagtes op sy vlak meet, gesinkroniseer raak, daar gaan nie brieke wees nie. Weet jy wat is hierdie woord? Uiteengesit vir gedagtes in Hebreëus. Eerste een, intention. Hierdie gedagtes is ook intensies. Intention. Raai die volgende een. Plan. His plan. Even a cunning work. A slim werksaksie. Curious work. Klink dit als normaal? Klink dit als maar soos ons dit? Nee. Hier kom nog een. Imagination. Kan jy net imagine wat God bedink? That's amazing. Imagine wat God vir jou in gedagte het. Imagine net wat God wil hê jy moet doen vir hom. Imagine net wat hy op jou naam geskryf het as 'n skepingsdoel. Inventions. To invent something. Hoeveel keer het jy gesê, as ek maar toch net hierdie ding kan invent, dan kan ek baie geld maak. Is dit nie so nie? Ja. The means of something, the purpose of something. Ek weet nie hoekom is dit so nie. Want jy mis die purpose. Ek hoop jy kom agter hoe wyd God besluit. Hy wil vir jou lewe gee. 'n Interessante lewenstyl. Iets anderster as wat jy tans mee sit. Iets wat nie boring is nie. Ja. Psalm 119 vers 105 sê, God's word, it's like a lamp to our feet, a light unto our path. Hulle het altyd nie 'n LED gehad met 1000 kerslig wat skyn nie. Hulle het gestap met 'n lampie. Okay. You catch that? It's like a candle. It doesn't shine like that. It shines here. Oh, there's a step. Oh, another one. God gaan in jou openbaar, tree vir tree wat hy vir jou in gedagte het. Deur wat? Sy woord. Ek sal dit nooit vergeet. Toe Here my en Karin roep, toe sê, Here, wat moet ons doen?
Ek sê vir Karin, jy gaan nie loop nie, join the club. Toe gaan bid ons. Ek sê, nou wat nou? Ek weet van hierdie woord niks. Hy antwoord my nie. Hy sê nie, kyk nou dat jy die Bybel binne 'n jaar deurlees nie. Hy sê, by elke huis waar jy kom, gee hulle my vrede. Hy sê vir Karin, daar skrif. Weet jy wat? Die volgende ding wat ons lees. En wat gaan gebeur as hy vir jou vra? Wat se vrede? Wat se vrede is die? Ons het klaar vrede in die huis, ons maak nie oorlog nie. And is the truth. En hy gee vir ons Johannes vers 27. 14 vers 27. Hy sê hierdie vrede is nie van hierdie wêreld. Hierdie vrede sal dit jy nooit bekommerd raak. Hierdie vrede moet jy vat en dan moet jy nie toelaat dat mense jou manipuleer. Staan sy in Amplified, is net daar is 'n vertaling. Hy sê, wandering around in the dark. Dit gaan op Psalm 119. Wandering around in the dark can be scary and frustrating. Do you ever feel that you are wandering in life? Not sure of which way to go. Ja, ek dit met julle almal hankie-dorie gaan. Here, wat nou? Wie wat sê altyd? Learn God's word. It is a lamp unto our feet and a light unto our path. Leer wat hierin staan. Hy sê, God promised to us His word to instruct you in the way you have to go. As jy soekend is, as jy nie weet wat nie, as jy gefrustreerd is, hoe om het vir jou te maak dat jy dit nie vergeet nie. Ek en Karin sit vanoggend, eet ons broodjie daar by ons tea table. Ons het so 'n pikante tea tabletjie daar in die kamer. En die Here sê, declare and decree, staan in die Amplified. Sê, ja Here, ek het gister die hele middag gesoek na een wat by passend by woord is. Hy sê, maar daar lê Joyce Meyer se Amplified Bible op Karin se bedkassie. Sê, ja Here, hy sê, maar vat hom. Ek vat hom. Ek dog, okay, nou in die konkordansie agter in die Amplified sal ek hierdie woord kry. Hy het nie 'n konkordansie in nie. Wie wat het hy in? Opsommings wat hierdie vrou oor jare heen laat print het in hierdie Bybel. God's word promises. The way to go. Daar's soveel skrifgedeeltes. Ek sê vir
net hy het dit aan haar reveal. Net hy het vir haar gesê, daar gaan mense wees soos Dawid, wat hierdie goed vir sy mense wil leer. Ek kan nie vir jou sê, hoeveel versies so onder mekaar gemerk is nie. En die stukkie wat ek nou vir jou gelees het, kom met daarby. Psalm 109. Ek kan net vir jou sê, kry lewe man! Kom ons sluit die oor. Dankie Jesus Christus, vir u woord wat lewendig maak. Here, ek kan net imagine oor die jare heen, soos wat u deur die Here en die Heilige Gees gewerk het om hierdie woorde wat hier op papier vasgevang is, te spreek en te verklaar en dit vasgevang is in die woord van God. Daar gestel vir ons as 'n rigtingwyser, 'n guidance, met 'n wenresep. Wat gaan werk? Die woord van God. Hoe gaan ek dit doen? Vind dit by die woord van God. Dankie Here dat ons nie gaan soekend wees nie, maar dat ons net gaan soekend wees om inligting te bekom uit die woord van God uit. En dat ons dit gaan verklaar en spreek, soos wat u gedoen het met Lazarus. Soos wat u in die begin gedoen het met die skepping, laat daar lig wees, en daar was lig, nog voordat die son geskyn het, nog voordat al die sterre en maan en alles gefunksioneer het u lig gebring deur gesproke woord. Dankie Jesus, dat ons opgewonde kan wees, dat u 'n wonderbaarlike God is, dat hierdie woord permanent in ons binneste sal bly, in Jesus Christus naam. Amen. Ons gaan nou die voorreg hê om saam nagmaal te gebruik. Ons weet voordat Jesus gekruisig is, het hy die nagmaal ingestel. Dit was tydens Pasga. Julle weet dit seker nou. En hy 2 items gekies op daai tafel. Ongesuurde brood en die wyn. / sap van die wingerd. En hy het gesê, hierdie is my liggaam. En hy het hierdie brood gevat en hy het dit gebreek. En gesê, so sal hierdie liggaam van my vir julle gebreek word. In stukkies. En hy het die sap druiwe gevat en gespink en gesê, dis my bloed. My bloed gaan vir julle vloei, want ek is die lam wat die offer gaan wees, wat die prys gaan betaal. Want deurdat ons sy liggaam gaan eet, gaan ons een raak met sy liggaam. En wanneer ons sy bloed drink, gaan ons deel raak van sy vergifnis. En voordat die disippels het gebruik het, het hy gesê, kom ons seën dit. Jy kan nou daai wat voor jou is, jou hande uitstrek en dit seën. Dankie Jesus, dat u nou afbou oor ons in hierdie brood en hierdie sap afsonder vir hierdie heilige sakrament. Dankie Jesus, dat ons dit nou kan eet en drink, asof dit u liggaam is en u bloed is. In Jesus Christus naam. Amen. Kom ons vat elkeen
broodjie. Kom ons neem van die sap. Jesus. Dankie Here dat U geregverdig is. Wanneer ons bely dat wat ons verkeerd doen, ongeregtig optree, sondig in U oë. Here dat U ons skoon was, dat U die prys betaal het. Dankie Here dat U selfs ons shame na die kruis toe gevat het. Dat jy elke siekte toestand, elke diagnose, elke gebrek na die kruis toe gevat het saam met U. Elke binding, alles wat nie van die koninkryk van God is, het U so toe gevat. U wat onskuldig is, en U die prys gaan betaal aan die kruis vir ons. Dankie dat ons nou die wete kan hê. Die prys is volkome betaal. Ons is gerestoreer. Ons is nuut gemaak. Dankie Here Jesus Christus vir hierdie wonderbaarlike daad. Dankie Here dat ons gerekonsilieer is met God die Vader en dat ons genees is in Jesus Christus naam. Amen. Ons gaan nou afsluit met die laaste lied. En dan gaan ons vir jou geleentheid gee om in die koninkryk te kom saai met dankoffers. As jy nie 'n dankoffer het nie met jou 10de of 10.000 rand, kom gooi dit op aan. En ons weet God sal dit seën. Kom ons staan. Kom ons staan, lekker. Ons gaan juig daar in die hemel. Ja. Kom ons staan net so en dan ontvang ons die seën van die Here. Dankie Here Jesus Christus dat U nou afbou oor ons en ons seën met U onverdiende guns en genade. Seën ons ook met U shalom vrede en U agape liefde. Dankie dat U vir ons lewe gebring het in Jesus Christus naam. Amen. Wees geseënd, mag julle wonderlike tyd hê en kom ons drink saam koffie, tee, water en koekies. Wat?